So welkom hier by deel 2 van doop versus besprinkeling, koninkryk of kerktradisie. OK. So kom ons gaan kyk bietjie, kom ons gaan vra die volgende vraag, né? Wie van ons is sondig en wie van ons het 'n verlosser nodig, né? So kom ons gaan kyk bietjie uit alles uit die woord van God uit, altyd natuurlik. Psalm 14 vers 1 en vers 3. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wie goed doen nie. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wie goed doen nie, selfs nie een nie. So 2 keer hierso in Psalm 14 vers 1 en vers 3 word ons gesê dat daar niemand is wie goed doen nie, dat almal saam afgewyk het. En hy sê, hy gaan selfs so ver in vers 3 om te sê, selfs nie een nie. OK, so Psalm 53, ek gaan vir jou lees van vers 2 tot vers 4 af, né? Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak. Daar is niemand wie goed doen nie. God het uit die hemel neergekyk op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wie na God vra. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wie goed doen nie, selfs nie een nie. So ons lees uit die psalms uit, dat selfs al vra jy nie na God nie, dan het jy klaar afgewyk. Al vra jy nie na God nie, is jy al klaar in ongeregtigheid. Al vra jy nie na God nie, dan het jy klaar sonde. En hierdie psalm sê baie duidelik vir ons, dat daar is niemand wie goed is nie, daar is niemand wie goed doen nie, daar is niemand wie na God vra nie, né? Selfs nie eers een nie. So herhaal die boodskap van Psalm 14. OK, so kom ons lees 'n bietjie verder. Psalm 143 vers 2. En gaan nie na die gereg met u knegg nie, want niemand wie leef is voor u aangesig regverdig nie, né? OK, so die eerste ding wat ek daar wil sê natuurlik is, ons het nou in deel 1 gaan kyk, wanneer sonde aan jou kom kleef, en van wanneer af jy sonde kan doen, en van wanneer af jy sonde basies het, né? So wanneer hy praat van niemand is goed nie, niemand vra na God nie, dan praat die woord van God nie van kinders nie, volgens die Bybelse definisie van kinders. Hy praat nie van kinders nie, hy praat van wanneer die oomblik, wanneer jy by jou volle fakulteite is, wanneer al die varkies op hok is, wanneer jy kan begin redeneer en kan kies tussen goed en sleg, tussen goed en boos, en om die bose te weier en die goeie te kies. So dit is natuurlik die konteks daarvan, né? So die hele woord van God is gegee tot lering, né? So, OK. So dit is alles in konteks dat ons wie groot mense is daar niemand wie goed is nie, almal is sleg, almal het saam afgewyk, daar's nie eers een wie vra na God nie, en net deur nie te vra na God nie, het ons klaar sonde gepleeg, leef ons in ongeregtigheid, hè? OK, so dalk wil jy nou sê, OK, maar dis Ou Testamenties, en dit is nou Dawid aan die woord hierso, en dit is spesifiek vir sy tydperk geskryf, en dit was toe hy nou in die moeilikheid was, en dit was nou toe die mense hom wou doodmaak, en hy het die boosheid van die mense om hom gesien, om Israel gesien, en so aan, hè? En die antwoord wat ek daar wil gee is, al die psalms wat ek nou vir jou gelees het, gaan oor die algemene goddeloosheid van die mens, né? Selfs vers 2 van Psalm 143, dit gaan oor die algemene slegheid van die mens, né? Die morele waardes van die mens, die slegte morele waardes van die mens. Dit gaan nie net oor Dawid en in sy tydperk nie, of wil jy nou vir my sê, hier in die moderne tyd is ons almal so geregtig en ons lewe so regverdig? Nee, obviously nie. OK, so Dawid praat spesifiek oor homself, maar hy praat in die algemeen van dit wat hy om hom sien, né? En onthou, hy's 'n Jood, en die tempel het nou nog nie gestaan nie, maar die tabernakel staan, so God is veronderstel om tussen hulle te woon.
en nog steeds sien Dawid, dat daar niemand is wie goed is nie, dat almal sleg is, né? So as dit nou net Ou Testamenties is, dan behoort ons dit seker nou nie weer te sien in die Nuwe Testament nie. Maar, kom ons gaan kyk bietjie wat sê ons broer Paulus hieroor. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. né? Almal het gesondig en dit ontbreek ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God of aan die geregtigheid van God. Almal van ons, né? Kinders nou natuurlik uitgesluit elke keer, né? Jy verstaan die konteks van kinders. Kinders is uitgesluit elke keer. Okay. Kom ons kyk bietjie na Romeine 5 vers 12. Hy sê daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Almal het gesondig, mense. Almal ontbreek dit aan die heerlikheid van God. Almal ontbreek dit aan die geregtigheid van God. Almal is almal. Dis nie party ouens nie, dis nie kerkleiers nie, dis nie sondaars nie, dis nie ateïste nie, dis nie heidene nie, dit ontbreek almal. Elke liewe een ontbreek dit. Okay. 1 Johannes 1 vers 8. As ons sou sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Nou, party vertalings het daai waarheid met 'n hoofletter W en ander vertalings het daai waarheid met 'n klein letter W. Nou, ek verkies die hoofletter W want dit beteken dis Jesus Christus, want Jesus Christus alleen is die waarheid, die weg en die lewe. So, dan is die waarheid, as ons sê ons het nie sonde nie, dan is die waarheid, dan is Jesus Christus nie in ons nie, né? So 1 Johannes 1 vers 10, so 2 verse verder. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom, dis nou vir Jesus, né, tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. So die waarheid is nie in ons nie, die woord is nie in ons nie, as ons dan sê ons het geen sonde nie en ons mislei onsself, né? So, dit beteken elke liewe een van ons het sonde, dit beteken elke een van ons is in ongeregtigheid, dit beteken elke liewe een van ons ontbreek aan die heerlikheid van die lewende God, né? So, okay, so kom ons gaan kyk bietjie, wat is die doop van die Bybel? Wat is die doop van die Nuwe Testament? Wat is die doop van die evangelie? Wat is die doop van Jesus Christus van Nasaret? So kom ons begin hier by Matteus 3, vers 1 tot 2. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So dit was Johannes die Doper se eerste woorde, en ons weet mos nou al dat Johannes die Doper die voorloper van Jesus Christus was, né? Hy was die voorloper van die Messias. En hy preek en hy sê, bekeer julle. Die interessante ding is hier, hy sê nie, julle sondaars, julle heidene, julle ongelowiges bekeer julle nie. Hy sluit almal in. Hy sê ook nie, hoorie, julle klomp fariseërs, julle hoef nie te bekeer nie. Julle godsdienstige leiers, julle hoef nie te bekeer nie. Julle godsdienstige ouens, julle hoef nie te bekeer nie. Nee, hy sê, bekeer julle. Elke liewe een moet tot bekering kom, né? So kom ons gaan kyk bietjie, waarmee was Johannes besig? Wat het hy gedoen? Matteus 3 vers 6. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Okay. So Johannes die Doper se doop was die doop van bekering deur belydenis van en aflegging van sondes. En dis bekering. Dit is bekering. Dit is presies wat bekering is. Ek erken my sondes, ek bely my sondes en ek lê daai sondes af. Ek draai weg van my sondige weë af en ek draai terug na God toe. Dis bekering. So, ons sien hier Johannes die Doper, dat hy die mense eers gedoop het na bekering. Hy het die mense eers gedoop na belydenis en aflegging van sonde, né? So weer eens kan 'n 3 maande oue baba tot bekering kom,
Ons het al in die eerste deel het ons gesien, 'n 3 maande oue baba het nie sonde nie en is geregtig in elk geval voor God, né? OK, nou gaan kyk ons na ons perfekte voorbeeld, Jesus van Nasaret, die ewige Christus, né? Is Jesus besprinkel met water op 3 maande of is hy gedoop as 'n groot mens, as 'n volwassene volgens die woord van God, wat die definisie van 'n volwassene is volgens die woord van die lewende God, né? Die ding wat ons vir mekaar moet sê hierso is, as Jesus op 3 maande besprinkel moes word met water, né? Of watter ouderdom ook al, as hy nou besprinkel moes word met water as 'n kind, om in geregtigheid te wees, dan sou Johannes die Doper, wie sy voorloper is, mos op die regte tyd gekom het om vir Jesus as baba, as kind, as kleuter te besprinkel met die water. Is dit nie so nie? Maak dit sin vir julle of maak dit nie sin nie? OK, jy kan maar self besluit. OK, nou gaan ons na Matteus 3, vers 13 tot 15 toe. Toe het Jesus van die Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Nou kom ek sê gou vir julle mense, daai gedeelte van laat dit nou toe, want so voldoen ons aan alle geregtigheid, so vervul ons alle geregtigheid. Daai gedeelte het my seker vir jare gepla, aan en af. Hoekom? Wat beteken dit? Hoekom is Jesus Christus? Ons het nou gesien dat Jesus Christus het geen sonde nie. Hy is God in die vlees. Hy het nie sonde nie, hy kan nie sonde doen nie, né? Hy het nie sonde nie. So waarom moet hy in die doop van geregtigheid, waarom moet hy aan alle geregtigheid voldoen of vervul? So ons gaan bietjie verder, gaan ons presies sien, dit gaan eintlik oor totale gehoorsaamheid aan die lewende God, né? Ons gaan nou weer daarby uitkom. So, maar wat ek nou wil gou doen is, ek wil gou gaan kyk, wat beteken die woord geregtigheid? Want hierdie woord geregtigheid en dan ongeregtigheid bly opkom oral in die woord, wanneer dit kom by bekering, wanneer dit kom by die doop, wanneer dit kom by Jesus Christus. En al wat geregtigheid beteken is, geregtigheid beteken, ek is reg met die gereg, ek is reg voor die gereg, ek is reg met die wet, né? So die geregtigheid in die konteks van die woord van die lewende God beteken geregtigheid dat ek is reg met God, ek is geregtig voor God, né? Die Engelse sê in right standing, ek is geregtig voor God, né? So Jesus het obviously geen sonde nie, en hy is reg met God, né? Maar onthou dat Jesus is ook ons perfekte voorbeeld, en hy is ons voorloper, né? So selfs Jesus Christus is nie besprinkel as 'n baba, as 'n kleuter, as 'n kind nie, maar hy is gedoop as volwassene. So, en nou het ons al reeds gesê dat as Jesus besprinkel moes word, dan sou dit so gewees het. Dit sou presies so gewees het. So, kom ons gaan kyk bietjie verder. Wat was Jesus se eerste woorde nadat sy bediening begin het? Wat was sy eerste woorde gewees? Matteus 3 vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So baie interessant, Jesus, toe sy bediening begin het, preek hy presies dieselfde as Johannes die Doper. Die woorde is presies dieselfde, né? En weer eens, Jesus het nie gesê, hoorie julle klomp ongelowiges, julle klomp heidene, julle klomp ateïste, julle moet gedoop word nie, julle moet tot bekering kom nie, né? Hy het gesê almal, hy het gesê julle, bekeer julle. Hy het ook nie weer eens, hy het nie die fariseërs en die godsdienstige Jode en die wetsgeleerdes en die godsdienstige leiers van sy tyd uitgesluit nie. Hy het gesê, almal van julle moet tot bekering kom, né? OK, so
So Jesus sonder nie enige groep uit om tot bekering te kom of nie tot bekering moet kom nie, né? En hy sê ook nie dat dit net sondaars is wat tot bekering moet kom nie, né? Hy sê vir almal, sonder uitsondering, julle moet tot bekering kom, né? Nou kom ons gaan kyk, wat was die disippels se eerste boodskap nadat Jesus hulle uitgestuur het? So ons gaan daar na Markus 6 vers 12 toe. En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer. Al 3 skrifte, Johannes, Jesus se disippels, Jesus homself, die eerste woorde wat hulle gepreek het, die eerste woorde wat hulle gesê het is, julle moet tot bekering kom, mense, almal van julle moet tot bekering kom. Ok, so ons het nou reeds gesien dat 'n kind, 'n kleuter, 'n baba nie tot bekering hoef te kom nie en nie tot bekering kan kom nie, né? Volgens die woord van die lewende God. So die doop van Jesus Christus dan, die doop van Jesus Christus is die doop van bekering tot geregtigheid deur vertroue in Jesus Christus tot vergifnis van sonde uit absolute genade uit. So dis die doop van geregtigheid deur vertroue in Jesus Christus tot vergifnis van sonde. Dit is wat die doop van die Nuwe Testament, die doop van die evangelie, die doop van die lewende woord van God, die doop van Jesus Christus van Nasaret is, né? So kom ons gaan, nou sê vir my sê, okay, maar jy praat nou oor bekering, maar waar kom die doop dan nou in? So kom ons gaan kry gou die skakel tussen bekering en doping volgens die woord van God, nie volgens my kerktradisie of my kerkdenominasie of my kerkverband nie, né? Baie bekende, holregeryde ou versie, Matteus 28 vers 19. Jesus aan die woord aan sy disippels, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier's 3 stappe wat gebeur. Nommer 1, maak disippels, gaan uit en maak disippels. Nommer 2, doop hulle. né? En nommer 3, leer hulle dan om al my verordeninge, om al Jesus se verordeninge te onderhou, né? So daai eerste stap van gaan maak disippels is eintlik om tot bekering te kom. Want ek glo die woord wat ek hoor, ek vertrou in my hart die woord wat ek hoor en ek vertrou dat Jesus die Christus is en ek vertrou op hom dat hy sê wie hy is, dat hy reg is met God, né? En dat hy God is. Ek vertrou in Jesus Christus van Nasaret. So wanneer ek die woord hoor, gaan dit eintlik oor disippelskap en dit gaan eintlik om tot bekering te kom. Dit is eintlik wat disippelskap is. Die Heilige Gees deur my woord, deur my preking bring jou tot bekering. Dis eintlik wat disippelskap is. Jy kom tot bekering. Jy glo in jou hart dat Jesus van Nasaret die Christus is, die seun van die lewende God, dat hy aan die kruis vir jou sondes gesterf het en dat hy al jou sondes op hom geneem het, né? Dis eintlik wat disippelskap is in 'n kort sin en dis wat bekering is. Ek kom tot bekering na Jesus Christus van Nasaret toe, né? Dan word ek gedoop in die naam van Jesus Christus omdat ek in hom vertrou tot redding, né? Tot geregtigheid, sodat ek reg is voor God en dis uit genade alleen. En dan word ons geleer om alles wat Jesus Christus gesê het te onderhou, né? En dit is natuurlik 'n lewenslange proses. So as jy nou deur die proses gaan maak disippels, doop en lering, dan kom jy baie vinnig agter dat hierdie nie vir 'n kind is nie. Hierdie hele proses, veral die disippelskap proses, is 'n proses vir iemand wat kan luister, wat kan hoor wat jy sê, wat kan verstaan wat jy sê, wat kan redeneer, wat kan vra, wat die woorde wat jy bring kan opweeg, wat daarna kan kyk, wat daaroor kan dink, wat daaroor kan gaan slaap, wat dit uiter kan redeneer, né? Dit is eintlik wat dit is. Ek moet dit filosofies kan verstaan. Ek moet
Ek moet kan verstaan waar jy vandaan kom as jy met my oor die woord van God praat, as jy besig is om my lering te gee of om my 'n disipel te maak. So ek moet 'n bewustheid het van my menswees. Ek moet weet, ek moet my fakulteite, my verstand, alles moet ten volle ontwikkel wees vir hierdie proses en dan vir die lering om te kan leer. En natuurlik die doping, want nou aanvaar ek vir Jesus Christus van Nasaret as my persoonlike verlosser en saligmaker. So al daai 3 stappe kan nie vir 'n baba, 'n kleuter of 'n kind wees nie. Volgens dit kan nie. Dit moet vir iemand wees wat kan redeneer, wat al sy varkies op hok het, wat presies verstaan wat jy sê, wat dit filosofies kan uitredeneer, wat dit kan gaan lees en met ander mense kan gaan praat daaroor, né? So kom ons gaan kyk gou na nog 'n skakel tussen bekering of disipelskap en die doop, né? Nou gaan ons na Handelinge 2 toe op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. En nou weet ons dat die Heilige Gees word op hierdie 120 ouens in die bokamers uitgestort. En hulle begin in tale praat en hulle praat met al die ouens wat daar is en die manne dink hulle is vol soetwyn en Petrus staan op en hy begin preek vir hulle. Hy gee eintlik vir hulle, hy doen eintlik disipelskap met hulle. Dis presies wat hy doen, hè. So Handelinge 2 vers 37 tot 38. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broeders?" En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle." Sien jy, hier is die skakel. Hier is die skakel met Matteus 28 vers 19. "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." So van Handelinge 2 omtrent daarvan vers 14 af is waar Petrus lering gee, waar hy hulle tot bekering eintlik bring deur die krag van die Heilige Gees altyd, né? So Handelinge 2 vers 41 tot 42. Nou hoor gou hierson, né? "Die wie toe sy woord met blydskap aangeneem het." Ek gaan dit weer lees. "Die wie toe sy woord met blydskap aangeneem het." Onthou die woordjie aanneem. "Is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg. En hulle het volhard in die instruksies van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in gebede." Okay, so hier is die skakel met Matteus 28:19, né? Basies kom jy tot bekering, soos Johannes die Doper gepreek het, soos die apostels van Jesus gepreek het, soos Jesus homself gepreek het. Kom tot bekering en jy neem Jesus Christus van Nasaret aan as jou verlosser en saligmaker, en dan eers na dit alles kan jy gedoop word. Verstaan jy dat hierdie 'n absolute proses vir 'n groot mens is? Okay, kom ons gaan lees gou Johannes 1 vers 12. "Maar almal wie hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wie in sy naam glo." Okay, so sien jy Handelinge 2 vers 41 sê vir ons: "Die wie toe sy woord met blydskap aangeneem het." Johannes 1 vers 12 sê: "Maar almal wie hom aangeneem het." As jy nou Johannes 1 gaan lees, dan obviously dan gaan dit mos nou oor Jesus. Daar van Johannes 1 vers 1 af sê hy mos in die begin was God en die woord was by God en dit was God homself gewees, né? So die hele Johannes 1, daai hele eerste stuk gaan net oor Jesus Christus van Nasaret. So met ander woorde, waar ek hier in Johannes 1 vers 12 lees, waar hy sê, "Maar almal wie hom aangeneem het," daai hom is 'n hoofletter H, en dit beteken almal wie Jesus Christus van Nasaret aangeneem het. 'n 3 maande oue baba, 'n kleuter en 'n kind hoef nie vir Jesus Christus aan te neem nie, kan nie vir Jesus Christus aanneem nie, want hulle het nie sonde nie, hulle is in geregtigheid voor die lewende God. En hulle leef vir ewig as hulle in enige stadium van daardie tyd van hulle lewe sou afsterwe, né? Okay. So, kom ons gaan kyk gou, wie was hierdie eerste bekeerdes?
was dit nou 'n klomp heidene, was dit nou 'n klomp ongelowiges, was dit nou 'n klomp ateïste gewees, of wie was hierdie eerste bekeerdes gewees? Handelinge 2 vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne wie uit elke nasie onder die hemel is, né? Godsdienstige manne, godsdienstige Jode wie onder elke nasie onder die hemel was, né? So kom ons gaan kyk daar vers 9 tot 11 van watter nasies het hulle oral afgekom. Pathers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadogië, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Joodgenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. So almal godsdienstige manne, almal godsdienstige Jode, almal Jode wie die feeste van die lewende God onderhou, en as jy nou gaan kyk, hierdie is godsdienstige Jode wat van reg oor die bekende wêreld afgekom het, né? Om by hierdie fees in Jerusalem te wees en God hier te kom aanbid. Nou wil ek vir jou sê, as jy 'n Jood is wat van Elam afgekom het, Elam is omtrent 'n streek hier in die suidwestelike gedeeltes van Iran, min of meer, né? En as jy van Elam af tot by Jerusalem per donkie, per voet, per kameel moes trek, praat ons van omtrent 2-3 maande trek, want die ouens het eers noord getrek, saam met die Efraat rivier tot by Aram, en dan het hulle van daar af suid getrek deur Libanon af Jerusalem toe, tot in die suide van Israel, né? As jy nou nie per skip die vaart gevat het van die reg rondom die Persiese Golf, om die Arabiese Skiereiland, op met die Rooi See, en dan per voet of per donkie of per kameel Jerusalem toe gegaan het nie. So kom ek sê gou vir julle mense, as jy bereid is om 3 maande op te trek, as jy bereid is om 3 maande te trek na 'n fees toe, en die woord van God sê, jy's 'n godsdienstige man, dan wil ek vir jou sê, jy is 'n godsdienstige man. En hierdie is godsdienstige manne, regverdig voor God, want as jy die feeste onderhou, is die kanse ook goed, dat jy al die ander wette van God noukeurig onderhou. Want om 3 maande per voet te trek, om 'n fees by te woon, om in geregtigheid met God te wees, wil gedoen wees, né? So almal godsdienstige manne wie tot bekering gekom het, almal godsdienstige manne, godsdienstige Jode wie tot bekering gekom het, nie ateïste nie, nie heidene nie, ongelowiges nie. So as die geregtige Jode, die godsdienstige Jode tot bekering kon kom, wie is ek en jy om te sê ons hoef nie tot bekering te kom nie? Dus dankie as jy tot hierso gekom het. Dis die einde van deel 2.